Liewe geloofsfamilie, baie van ons ervaar van tyd tot tyd hoe mense onwaarhede oor ons verkondig, van ons skinder, sleg praat en ons beledig. Dit gebeur om verskillende redes, maar ook omdat ons Christene is. Daarvan lees ons in Matteus 5 vers 10 tot 12. Jesus sê, geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Dit is so dat mense wat lief is vir die Here en vir hom ontzag het, gereeld vir hulle geloof vervolg word. In Handelinge 14 vers 22 lees ons hoe Paulus en Barnabas die disippels versterk en vermaan deur te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. In Handelinge 13 vers 50 lees ons, die Jode het die mense van die stad teen Paulus en Barnabas opgehits, vervolging in die lewe geroep en hulle buite die gebied verdryf. Wat bedoel Jesus met vervolging? Die Griekse woord om te vervolg beteken om te treiter, te pla, te molesteer en te hinder, soms om 'n ander te vervolg, om iemand voor die regbank aan te kla en om iemand tot die dood toe agterna te sit. 'n Vervolger word ook 'n steekdoring genoem in Esegiel 28 vers 24. Daarom word die kerk as 'n lelie tussen dorings beskryf in Hooglied 2 vers 2. Daar is twee soorte vervolginge, vervolging met die daad en vervolging met die tong. Van vervolging met die daad lees ons in Handelinge 7 vers 52. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? In Romeine 8 vers 36. Om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Ons noem dit 'n bloedige vervolging, wanneer God se kinders met vuur en marteling gedood word. Dit het in vorige eeue gebeur en gebeur vandag nog. In 1688 het die Franse hugenote na die Kaap gekom om weg te vlug van die geloofsvervolging in Frankryk. En dan is daar die vervolging met die tong, dit is tweeledig. Die eerste een is vervolging deur belediging. In Psalm 55 vers 22 lees ons, sy woorde is ontbloote swaarde. Jesus sê dat om iemand te beledig is dit vervolging met die tong. Die ander vervolging met die tong is wanneer gelowiges beskinder word. Jesus sê, hulle sal valslik allerhande kwaad in julle spreek om my ontwil. Oor Christus is geskinder dat hy 'n duiwel het, omdat hy duiwels uitdryf, Johannes 8 vers 48. Hoekom moet daar vervolging wees? Daar is twee redes. Dit is God se bepaling en sy doel. In 1 Tessalonisense 3 vers 3 skryf Paulus, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. En tweedens, die doel van vervolging is beproewing en suiwerheid van geloof. Die apostel Jakobus skryf van dit, hy skryf, beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval, omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekortskiet nie. Ons moet ook kyk hoe danig vervolging moet wees vir ons om geseënd te wees, want nie elke vervolging is geseënd nie. Ons word nie deur vervolging geseën wanneer ons by wyse van spreke die kruis oor onsself trek deur ons eie dwaase, onbesonde en haastige optrede, soos koning Saul wat op sy eie swaard geval het. Ons het die opdrag om ons lewe te bewaar, te versorg en op te pas. Ons word ook nie deur vervolging geseënd wanneer dit gebeur as gevolg van ons eie oortredings nie. Petrus sê in 1 Petrus 4:15, niemand van julle moet immers as moordenaar of dief of kwaaddoener of bemoeisieke ly nie. Ons word wel deur vervolging geseën wanneer ons vervolg word vir 'n goeie saak, wanneer ons vervolg word vir wat reg is, wanneer ons swaar kry met 'n skoon gewete, wanneer ons 'n goeie opdrag het. In Matteus 10:18 sê Jesus, voor prokurators en konings sal julle om my ontwil gesleep word, sodat julle voor hulle en voor die heidene kan getuig. Ons mag vlug wanneer ons vervolg word. Jesus sê dit, Matteus 10 vers 23.
Maar wanneer ons voor ons moet kies om vir die waarheid te stry of vir ons eie lewe, dan moet ons bereid wees om ter wille van die beskerming van die waarheid swaar te kry, vervolg te word. Ons word ook deur vervolging geseën wanneer daar 'n goeie doel met die vervolging is, naamlik dat ons God verheerlik, die waarheid beseël en ons liefde vir Christus wys. Soos Christus sê, wanneer ons om sy ontwil voor konings gesleep word. En ons word ook deur vervolging geseën wanneer ons as Christene ly. Petrus sê in 1 Petrus 4 vers 16, as iemand egter ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik op grond van hierdie naam. En dan wanneer ons as gevolg van vervolging ly, dan doen ons dit met geduld, soos die profete vir ons die voorbeeld gestel het, Jakobus 5 vers 10. En ons doen dit met moed, soos Daniël se 3 vriende voor koning Nebukadneser. Hulle sê in Daniël 3 vers 18, laat dit bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie. Hulle sê nie, ons behoort dit nie te doen nie, hulle sê, ons sal nie. En wanneer ons vervolg word, dan doen ons dit met blymoedigheid, soos die apostels in Handelinge 5 vers 41. Hulle het van die Sanhedrin weggegaan, bly dat hulle waardig bevind is, om ter wille van sy Jesus se naam skandelik behandel te word. En ter afsluiting, wanneer ons vervolg word, moet ons vir ons vervolgers bid, soos ons het lees in Lukas 6 vers 28. Seën die mense wat julle vervloek, bid vir diegene wat julle sleg behandel. Ons doen dit omdat ons gebed 'n middel vir hulle bekering kan wees. Ons dink aan Stefanus, die eerste martelaar se gebed vir sy vervolgers in Handelinge 7 vers 60. Paulus was teenwoordig toe Stefanus gemartel is en is daarna bekeer. Ons bid ook vir ons vervolgers, omdat die vervolging goed is vir ons geloof. Ons beloning in die hemel word daardeur vergroot. Kom ons bid saam. Here, ons dank u vir u woord, wat die lig op ons pad is. Ons verstaan dat om vir ons geloof vervolg te word nie aangenaam is nie, maar dit belangrik is vir u koninkryk om te groei en vir ons geloof om gesuiwer en versterk te word. Wil u ons elkeen bemoedig deur die Heilige Gees, sodat ons die versoekings en beproewinge wat op ons pad kom geduldig, moedig en met blymoedigheid sal dra. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit. Amen.